it's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. Ek gaan hom nou kry daar by die lyne. Ja, hy is onderdeur. Sê, dit is seker nou die derde vis vir die middag. Bietjie viswater toe gekom vir 'n middagsessie hier op 'n Sondag. En ek teiken die babers. Maar ek het sover 2 karp al gevang. En die seker maar nou die derde karp. Kom ons skep hom nie onder. Ja. Well, that I'm lucky. Hy wil nog 'n bietjie beklei hier in die net. Sê. Voel gou sy tande. Nee, voel net gou sy tande skeerpapier. Voel net. Gaan nou sien as Voel daar by my duim. Sy tande man. Of daar bo, aan die bokant. Ja, daar, voel daar. Skeerpapier. Sê. Lekker een hier. Okay. En as die kat is dit 'n groot. Nou as jy ietsie groter as af, Okay. Sê, my seun Dewald, beter bekend in die trading wêreld as Prof van T1 FX team. Hy vang 'n bietjie vis vir die dag. Goldfairy is daar, sy gaan nou probeer om hy vis te skep. dan gaan we opbring. Sit jy net daar sit. Nog 'n baber, nice.
Daar is die waver. Yes, hè? Hy klein hoekie om so hou. Maar sit hom terug in die skep net. Dan kan hy weer water toe gaan. Jy moet 2 keer raak. Bye. Dankie. Ok, kom ek wys bietjie wat se voer ek gebruik. Hoe is hy nou gedraai? Hier om die stok se punt. Daar is hy nou. Kom ek wys julle bietjie my voer. Is bietjie anderster as waarmee ek normaalweg altyd vang. Jy kan sien hierso. 2 maal pellets. En dan het ek bietjie is nou Truefeed se pellets en dan het ek ook nou van Truefeed se enhancer hier aangemaak. Kom ek wys julle so met die hand. Truefeed se pellets en sy enhancer het ek nou saam gemeng hierso. 50-50. So wat ek nou doen is, ek sit nou eerste laag voer, die pellets, ek sit dit in die mold, nie so om het weer uit te gooi nie. So in die mold, vat ek die flatbed method feeder, styf hom, druk hom lekker styf, hy sit, en soos die sit ek die hoekasie in die mold, dan gooi ek nou van die enhancer en pellets nou in die mold in, dan kom so 'n lekker drukkie, op die hoekas het ek Fishlenic se Airpops, die 5x garlic ene. Ek moet my onderarm hierso, want die stakke bo my. En dit gaan nie mooi wees as hulle nou my lyn vasgevang word daar in my takke nie. So. Ek sit duidelik geen dips op nie. Maar daar sê, nou sit en wag ons vir die volgende byt. Is daar nog 'n paar mense ook hier op 'n Sondagmiddag. Die stok waarmee ek vandag hengel is die Pioneer Feeder 10 voet stok. Ek het met dit gehengel op die vorige video ook. En dan hierso het ek die Kaida Katrol 4500 HF. Wat lekker is van die katrol, om sy handvatsel los te draai. Jy draai nie die knop aan die ander kant van die katrol nie. Jy hou net die spoel vas, en dan draai jy die handvatsel. Hy skroef vanself in en uit, nie omdraai. Wat vir my eintlik baie beter is, as die katrole, wat 'n knoppie aan die ander kant het, wat jy los en vast draai.
Kom ons kyk wat het ons hier aan. Karp of baber? Hy voel bietjie swaar, so dit kan 'n baber wees, die. Kom ons gaan onder toe om hom te skep weer. Baber. Joune is dat. So, vat jou punt so in toe. Ja. Dis in die kar toe gaan. Net op die wurmpie, nie waar die kos op was. Sien manier wat die hoek so hier vis losgekom het, nie? En ek hang nou met wabblers hoeke hier so. Sê. Oppas hier by die klippe, maar daar sê nog 'n baber. Is bietjie klein en maar, is net kop. Sien daar is die earpop en ek het hom heel teen die steel opgeskuif. Nou soek ons 'n wurmpie. Maar die Kariba wurmpies is bietjie klein en maar. Haak ek die wurmpie so een keer. Dan breek ek 'n stuk van hom af. En die stuk wat ek afgebreek het, gaan ek weer een keer haak. So, dan hang die 2 stukke los. So. Eerste laag voer is die 2 mal pellets. So, ek hom 'n lekker stywe druk. As hy sit die hoek in die malt. Gooi die enhancer boor in die malt in. En dan gee jy hom weer so ligte drukkie op die feeder. En daar sê, dan is ons reg. Dis hoe dit lyk. Nie daai ding waar die lyn aanlag. Met bo weer af. Dit is vol stywe. En die bo. Dan
Daar sê, en dan wag ons nou weer 'n rukkie. Gaan nie lank vat jy nou by die vis weer. Daar sê, wat het ek julle gesê? Die lyn wat ek hier op het is Sensation se 10 pond lyn, .25. Ok, kom ons gaan af onder toe om hom te skep. Keer is weer 'n karpie. Babers gevang. Daar is die karpie. Maar die pan het baie water verloor, né? Die water was tot die bo by die gras op 'n kol. Okay, lyk my ek het nou weer 'n bawera. Ja, hy loop mooi. En die ratchet is redelik styf gedraai, maar hy loop met hom. Kan nie wees nie. Nee. Daar's net 'n vis wat random na bo swem. Ja. Hy vis wat twee keer gehad. O, daar is jou babe.
Okay, daar is hy in. Daar is hy, bietjie beter size baber. Daar is hy, lyk my nog 'n baber aan. Daar is hy, die vis weer daaronder gaan skep. En die net is hy. Met so baber aan moet jy hom nie met die steel optel nie. En jy hom optel moet jy hom hier in die net vat. En dan jy gaan die steel van die skep net breek. Maar die hoekie is nou hier in sy vleise in, aan die kant van sy bek. Maak het nou moeilik om te kry. Maar daar is hy. Herman, kyk op die snorpit. Herman, die snorpit. Kom ons stom. Nog 'n baber. Hy loop mooi. Ja. Amper het ek gedink hy's af, maar hy's nog aan. Ja, vir die doeleindes van die video gaan die nou my laaste baber wees. Ons gaan nog 'n bietjie sit en kuier en nog 'n bietjie vis vang. Maar kom ons kyk kry ons nou eers die een weer uit. Kan nie wees nie. En ek het heel regs uit gegooi, né? Ek weet nie hoe is jy nie, hoe nou.
Maar ek wil sien, hoe is ek nou? Ja, ons moet nou kyk. Ja. Nie maar as hy sê, en daar is hy, soos ek gesê het, dit is nou die laaste vis vir die doeleindes van die video. Ek wil ook so 'n bietjie van 'n breek vat, koeldrankie drink, en dan sal ek weer begin om die babers te teiken. So tot die volgende keer, geseënde dag vir almal.